Voor ons begin, kom ons bid net saam. Here onse God, ons dankie Here dat ons vanoggend ook as gelowiges hier by mekaar kan wees. Ons dankie Here vir die woord. Ons dankie Here vir hierdie reeks waardeur ons kan beweeg. Vanoggend waar ons praat oor inbly, Here, dat U ook vir ons hierdie woorde sal oopmaak en dat ons ook weer sal besef hoe belangrik dit is dat ons deel van Christus sal wees. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. So ons het in die eerste week van hierdie reeks van ons het ons gepraat oor dat Jesus sê dat hy is die lig vir die wêreld. Wat belangrik is vir ons om te verstaan is dat wanneer Jesus sê ek is, kan julle onthou wie het nog gesê ek is? Lank terug, in die begin in Genesis. En in die begin toe God vir Moses geroep het om die volk uit te lei. Toe vra Moses, wie moet ek sê het my gestuur? En dat die Here vir hom nie gesê het, jy moet sê God het jou gestuur nie, want daar was baie gode waar Israel was. Hy het vir hom gesê, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Ek is, beteken daai term wat sê ek is, beteken dit is alles wat bestaan en alles wat voortkom, kom uit my uit. So dit is die gedagte wat ons moet hê, wanneer ons luister na hierdie woorde van Jesus waar hy sê ek is. Dit beteken dit stem ooreen met daai wat God gesê het, dat hy is die begin van alles. Hy is die oorsprong van alles. En dit is dieselfde uitlating wat Jesus maak. So wanneer Jesus hierdie woorde sê, dis hoekom die mense so ongemaklik was met hom. Wanneer Jesus sê ek is, dan het die Jode outomaties verstaan dat Jesus eintlik sê dat hy is God. Want dis dieselfde woorde wat God gebruik het toe hy Moses geroep het om die volk te gaan uitlei. En dan sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld, maar ek is nie net die lig vir die wêreld nie, maar ek is ook die lig vir jou wêreld. En verlede week het ons gekyk dat Jesus sê dat hy is die goeie herder. So hy is die een wat ons lei, hy is die een wat ons beskerm, hy is die een wat met ons is wanneer dit met ons swaar gaan. So daar's hierdie hele ding van dat hy ons herder is en dat hy ons red en dat hy ons op die regte paaie lei tot eer van sy naam. So vanoggend is ons nou by die derde ene en dit gaan oor Johannes hoofstuk 15 waar Jesus sê dat hy is die ware wingerdstok. Nou hoofstuk 15 is deel van 'n klomp hoofstukke van hoofstuk 13, 14, 15, 16 en 17. So dit klink nou na 'n klomp hoofstukke, maar dit word alles speel af in die bokamer en dit is die aand voordat Jesus Christus gekruisig is. So wat ons moet verstaan is dat toe Johannes hierdie boek geskryf het, het hy dit nie in hoofstukke geskryf nie. Dit is alles aan een geskryf. So die ouens wat die Bybel na die tyd vertaal het dit in hoofstukke opgedeel om dit vir ons makliker te maak, maar dit is een konstante gesprek en aksie wat plaasgevind het tussen Jesus Christus en sy disippels. En in hoofstuk 15 gaan dit daaroor dat daar is hierdie finale instruksies wat Jesus vir sy disippels wil gee van wat hy wil hê hulle moet weet en wat hy wil hê hulle moet doen. Nou in hoofstuk 15 is daar 3 spesifieke dinge waaroor hy praat. Die eerste ene is vanaf vers 1 tot en met vers 11 gaan oor die feit dat Jesus vir sy disippels wil sê, wat is die verhouding, wat gaan die verhouding wees tussen hom en sy disippels nadat hy weg is. Met ander woorde, nadat hy gekruisig is, nadat hy opgestaan het en nadat hy opgevaar het na die hemel toe. So dit is die eerste deel. So dit gaan oor die verhouding wat daar bestaan tussen Christus en sy disippels. Dan die tweede ene is wat
die verhouding tussen die disippels onder mekaar en die derde ene is die verhouding tussen die disippels en die res van die wêreld. So maar vanoggend kyk ons na daardie eerste gedeelte wat gaan oor wat Jesus wil sê vir sy disippels van wat is die verhouding tussen hom en hulle nadat hy weggaan. So in Johannes 15 vers 1 dan staan daar ek is die boer of ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. So verbeel jy nou self, hier is nou die prentjie, né? Dit is nou Johannes verduidelik nou nie vir ons presies alles hoe die ritueel gewerk het rondom die ete nie, maar jy weet mos as iemand by jou kom kuier, die lekkerste plek om te kuier is in die kombuis. Wie stem saam? Hè? In die kombuis of in die braaikamer? Right? Maar gewoonlik in die braaikamer is daar 'n TV, so dat jy net kan sien wat besig is om te gebeur. Maar hierso is hulle nou, jy kan jouself die prentjie voorstel van dat hulle het nou klaar geëet en hulle staan nou op, maar daar's 'n dringendheid op Christus se hart om goed met sy disippels te kan deel. En dat voordat almal nou huis toe gaan, dan is daar nog 'n paar belangrike goed wat ek net wil hê julle moet verstaan. Ek wil vir julle iets sê, dit is die uitvloeisel van God se hart wat Christus by sy disippels wil terugbring en hy sê vir hulle ek is die ware wingerdstok. Ek is die een waaraan julle verbind moet bly. Nou as jy nou Israel verstaan, daar's geweldig baie wingerde rondom. So hulle het presies geweet wat dit is wat Jesus Christus vir hulle wou sê. So hulle verstaan hierdie prentjie want hulle sien dit elke dag. En die ander deel wat ook belangrik is dat op baie plekke in die Ou Testament word na Israel verwys as die wingerd van God. So hulle is baie bekend met hierdie prentjie van as Jesus vir hulle sê maar jy weet ek is die ware wingerdstok. En selfs in die tempel, wanneer jy in die tempel ingaan, dan is daar so 'n kunswerk van 'n druiwepreel. En dit is die beeld wat hulle gehad het dat Jesus kom sê maar ek is die ware wingerdstok, so dan outomaties dan dink die disippels aan dit wat Israel is, dat hulle die wingerd van God is en dat God ook na hulle omsien. En dan die ander beeld is dat die wingerd van God verwys ook na die Messias. Met ander woorde dat Jesus kom sê dat hy is die Messias, hy gaan weg van hulle af, maar hulle moet weet dat hulle in hom moet bly. En wat hierdie prentjie doen is van dat soek iemand 'n kind of 'n kind soek iemand. Okay? Right, daarso is pappa. Right. So die prentjie wat Jesus vir hulle wil skep is dat dit gaan oor absolute afhanklikheid. Dat ons as disippels van Christus, dat sy disippels op daardie stadium moet verstaan dat hulle is totaal en al van hom afhanklik. Nou toe ons gepraat het oor die herder, dat Jesus die herder is, dan kan mense sê maar jy weet 'n skaap kan darm sonder 'n herder klaarkom. Dit kan nie vir lank nie. Hy gaan dalk baie senuweeagtig wees vir 'n rukkie, maar hy kan sonder die herder klaarkom vir 'n ruk. 'n Kind kan sonder 'n ouer klaarkom. Nie daai enetjie nie, sy soek nog haar pa, nê? Maar soos wat 'n kind ouer word, kan 'n kind sonder 'n ouer klaarkom. Maar die beeld wat Jesus hier wil gee is dat die druiwe takkie, die tros waarin die druiwe groei, kan nie sonder die wingerdstok klaarkom nie. Hy kan nie sonder die wingerdstok leef nie. En ons sal goed doen as ons besef dat Jesus Christus is nie maar net 'n byvoegsel in ons lewe nie. Hy is die bron van ons lewe. Ons hele bestaan is van hom afhanklik.
Hy wil nie net iets wees wat bygevoeg word nie. So as jy nou 'n beter lewe wil hê, as jy nou mooier wil lyk, dan sê hulle vir jou, hier's hierdie aanvulling en daar kom ek nou op die woord. Vir 'n week lank kon ek nie weet wat is supplement in Afrikaans nie. Maar dis 'n aanvulling. Okay? So as jy nou beter wil lyk, dan voeg jy hierdie aanvulling by jou lewe. Of as jy mooier wil lyk, dan voeg jy hierdie kledingstuk by, of jy voeg 'n juweliersware voeg jy by in jou lewe. So met ander woorde, dit is vir ons om ons lewens beter te maak, voeg ons iets by. En Christus kom sê vir ons, ek wil nie net 'n byvoegsel wees nie. Ek wil nie iets wees wat jy op 'n plek kom om te sê, ek wil nou graag my lewe 'n bietjie beter maak, so kom ek voeg net 'n bietjie Jesus by nie. Jesus wil sê, ek wil nie 'n byvoegsel wees nie. Ek wil die bron wees van jou lewe. Dat jy moet besef dat daar is geen lewe buiten my nie. Dat Jesus is nie maar net iets wat ons byvoeg nie, maar dat hy is die een wat vir ons lewe gee. Hy sê elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Wie van julle het al daai gedeelte gelees en gedink dat as jy nie vrug dra nie, dan word jy afgeknip en weggegooi? Anyone? Hoef nie skaam te wees nie. Okay? Ek het ook so gedink. Wat daardie woord afsny eintlik beteken in die Grieks, beteken om op te lig. Dis nie om weg te vat nie, dis om op te lig. So as jy nou dalk al daar in die Kaap verbygery het, daar verby al daai druiweplase, dan sal jy sien die prele is omtrent so hoog en daar's 'n draadjies wat loop, né? Want dit is waarom die druiwe groei. En dan wat die boer doen is hy kom wanneer die druiwe afhang en hang op die grond, dan lig hy hulle op en hang hulle oor die draad sodat hulle beter vrug kan dra. Druiwe is nie soos 'n pampoen of 'n aartappel wat in die grond groei nie. Wanneer druiwe op die grond groei, dan vrot hulle. En dan is daar van hulle niks oor nie. So wat hierdie gedeelte vir ons sê is dat wanneer ons sukkel in ons lewe, dan is Jesus die een wat ons oplig sodat ons beter vrug kan dra. Dis nie om van ons ontslae te raak nie. Jesus werk met ons in ons lewens, lig ons op sodat ons beter vrug kan dra. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg sodat dit nog meer vrug kan dra. So dan kom die boer en hy sny takkies af sodat daar meer vrug kan kom. Dis soos enigiemand wat 'n vrugteboom snoei. Jy snoei die boom sodat hy beter kan groei en beter vrug kan dra. So wat beteken dit? Dit beteken dat wanneer jy 'n kind van God word, dat hy sekere goed uit jou lewe uithaal wat nie daar hoort nie. So as jy nou al lank 'n Christen is, dan sal jy dalk kan assosieer hiermee dat God goed uit jou lewe uithaal. En miskien as hierdie wingerd kon praat, as die boer kom en hy snoei, dan sê maar hoekom snoei jy dit af? Hoekom? Want dit beteken niks. Dit is dooie hout. Dit hoort nie in jou lewe nie. Dit is nie deel van 'n Christelike lewe nie. So deur ons stap met die Here, deur die journey waardeur ons gaan, kom ons op plekke waar God snoei in ons lewe sodat ons meer vrug kan dra, sodat ons nie weggetrek word deur dinge van die wêreld nie, maar sodat ons doen dit wat God vir ons sê en sodat die vrug van God in ons lewe kan wees. En dan sê Jesus in vers 3, hy sê julle is reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Met ander woorde, die woord van God maak 'n verandering in ons lewens. Wanneer ons Sondag hier by mekaar is, hopelik, dan verander ons lewens deur die woord wat God vir ons gee. Die woorde wat Jesus gespreek het tot sy disippels, verander hulle lewens en maak hulle nuut. Hy is nie net 'n byvoeging in ons lewe nie, hy is die bron van ons lewe, hy verander ons lewe, hy snoei, hy tel op sodat ons meer vrug kan dra. En ons leer dit deur sy woord. In vers 4 dan sê hy, julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra nie as hy nie aan die wingerdstok bly nie.
En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Aan hierdie verhouding tussen ons en Christus is daar twee kante. Die een is dat Jesus Christus is die bron van ons lewe. Hy is die wingerdstok en ons verantwoordelikheid is dat ons moet inbly. Die Engels sê abide. Daardie woord beteken dat ons naby aan Christus sal bly. Dat ons in sy teenwoordigheid sal bly. Dat ons nie sal weggaan nie. Dat ons deel sal wees van sy koninkryk. Dat ons deel sal wees van dit wat God vir ons wil gee. Dat ons vrug sal dra as kinders van God. Dat ons nie in die rigting van die wêreld beweeg nie, maar dat ons in God se teenwoordigheid sal bly. En Jesus wil vir sy disippels kom sê, julle moet verstaan dat ek gaan weg, maar ek bly nog steeds 'n deel van julle lewe. Ons verstaan dit 'n bietjie anderster, want hierso is die disippels, hulle was 12, nou is hulle 11, want Judas het klaar sy besluit geneem. En hierdie ouens het vir 3 jaar lank saam met Christus geloop, saam met hom geëet, hulle het saam met hom in dieselfde plek gebly, hulle het alles gesien wat hy gedoen het. En nou sê hy vir hulle, môre gaan ek doodgaan. So hulle dink dat dit is die einde van hulle verhouding en daarom wil Jesus vir hulle kom sê, maar julle moet besef dat al gaan ek weg, is ons nog steeds verbind aan mekaar, maar julle moet in my bly, want hy is die ware wingerdstok. Die disippels van daardie dag, die mense van daardie dag het gedink dat as jy 'n kind van God wil wees, as jy deel van God se koninkryk moet wees, moet jy deel wees van Israel. Want Israel is die wingerd van God. As jy regtig wil groei in jou geloof, moet jy deel wees van Israel. En nou kom sê Jesus vir jou, hy sê maar, ek is die ware wingerdstok, nie Israel nie. Jou verbintenis aan 'n bevolking of jou verbintenis aan 'n sekere geloofsoortuiging is nie die manier hoe om by God uit te kom nie. Die enigste manier hoe ons by God uitkom is wanneer ons deel is van Jesus Christus. Wanneer hy in ons lewe is. Wanneer ons vrug dra. Dat ons 'n koneksie het met hom. En dan sê hy, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug. So vriende, ek wil vanoggend vir jou sê, dat as jy 'n kind van God is, as jou lewe deel is van Jesus Christus, as jy in Christus bly, is vrug dra onafwendbaar. Jy kan dit nie keer nie. Dit kom uit wanneer jy deel is van Jesus Christus. Dit is 'n uitvloeisel daarvan. Wat is hierdie vrug? Paulus praat daarvan. Dan sê hy, dit is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En geduld is die een waarmee ek die meeste sukkel. Ek sien 'n grappie in die week wat sê maar, ek wens ek was so dun soos my geduld. Okay. Baie van ons sou baie maar gewees het. Maar dit is die vrug wat uitkom wanneer ons deel is van Jesus Christus. Hy verander ons. Hy maak ons nuut. Hy maak ons nie net anders nie. Hy maak alles in ons lewe nuut. Jy sien mense anders. Jy beleef mense anders. Jy beleef God anders. Want dit is die een waaraan ons behoort. Hierdie karaktereienskappe is wat ons uitleef wanneer ons aan Christus verbind is. Geestelike vrug is nie mistiese ervarings nie. Geestelike vrug is nie strale wat uit jou vingers uitkom nie. Geestelike vrug is die verandering van wie jy is. Dis die verandering van jou karakter.
Daar's baie mense wat roem op hulle ervarings. Hulle het iewers gestaan en iemand het vir hulle gebid en hulle het agteroor geslaan en ek weet nie wat alles gebeur het nie. Daai is nie 'n teken dat jy 'n kind van God is nie. Die teken dat jy 'n kind van God is en dat jy aan Christus behoort, is die vrug wat ons dra. Dit wat ons karakter verander, ons menswees verander. Die mense wat ons word as gevolg van Jesus Christus. En hoe weet ons al hierdie goed is dat wat hierdie vir ons sê is die bewys of 'n tak gesond of ongesond is, sal wys in tyd. Jy plant en oes nie in dieselfde seisoen nie. Maar wanneer ons kinders van God word, oor tyd begin hierdie vrug van die Gees in ons lewe inkom. Begin ons dit wys, kan ander mense dit sien. So jy ry nie by 'n wingerd verby en jy kyk en jy sien, ja, daai druiwe lyk nou mooi en hulle is sappig en hulle is lekker om te eet. Ek wonder of dit gesond is. Jy kyk na die vrug. En presies aan die ander kant ook. As jy kyk na 'n druiwetros en dit is so half verlep en die son het dit al beet gekom, dan sê jy nie ek wonder of dit ongesond is nie. Jy kyk na die vrug. Daar's baie mense wat sê dat hulle Christene is, maar die vrug van die Gees is glad nie sigbaar in hulle lewens nie. Die vrug van die Gees is die teken en die bewys dat ons kinders van God is. Dat daar 'n koneksie is tussen ons en Jesus. En dan sê hy vir ons, want sonder my kan julle niks doen. Dit beteken nie, jy kan nie niks doen nie. Dit beteken dat dit wat jy doen, het nie ewigheidswaarde nie. Ons in die kerk, ons kan baie goed doen. Ons kan uitreike doen, ons kan ou mense help, ons kan kinders help, want dis die sisteem in die kerk. So ons kan die aksie doen. Maar het dit ewigheidswaarde? Beteken dit iets in die ewigheid? Ons kan maklik goed doen sonder om Christus deel daarvan te hê. En daarom is dit belangrik dat wanneer die kerk iets doen, wanneer die gemeente iets doen, dat ons dit doen met die wete dat ons dit doen omdat ons afhanklik is van Christus, omdat ons dit doen tot eer van sy naam, sodat die vrug van die Gees vir mense duidelik kan word dat ons aan hom behoort. Ons kan maklik baie goed doen net om te wys ons is miskien dalk Christene. Maar ons moet nooit vergeet dat Christus is die middelpunt van alles wat ons doen nie. Dat ons aan hom behoort. Vers 6 sê, as iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrug dra en my disippels is. Ons het gesien aan die begin dat Christus sê dat hy is die een wat oplig en hy is die een wat reg snoei. Maar in vers 6 is daar 'n waarskuwing. Hy sê dat die wat nie in my bly nie, word afgesny en weggegooi en verbrand. Het iemand al vleis gebraai met druiwehout? Gaan nie goed nie, hè? Soos in poef, dan is dit weg. Kan nie meubels maak met dit nie, wat is eintlik geen waarde nie. Al wat jy kan hê is dit weggooi en dit verbrand. En Christus weet wie is die mense wat aan hom behoort. Christus weet wie is die mense wat aan hom verbind is. Want hy sê, die wat nie aan hom verbind is nie, word afgesny, weggegooi en verbrand. En dan kom ons by 'n vers in die Bybel wat sê dat wanneer iemand verlig is
en Christus ontmoet het en God ontmoet het en dat hulle wegdraai, dat dit vir daai mens onmoontlik is om weer gered te word. Dan dink mense dat dit is om te sê dat Christene hulle saligheid kan verloor. Terwyl Christus vir ons sê, as ons aan hom verbind is, die wat die Vader aan hom gee, sal nooit uit sy hand geruk word nie. Maar daar is mense wat in die kerk sit en maak asof hulle Christene is, want dit is die regte ding om te doen, maar hulle is nie aan Christus verbind nie. Hulle leef nog steeds net soos wat hulle wil leef. En hier is die waarskuwing, dat as jy daai tipe lewe lei, is die risiko daaraan verbonde, dat jy afgesny gaan word en dat jy verbrand gaan word. Want Jesus wil vir sy disippels kom sê, as hierdie inbly val, dan val jou lewe. Dan is die toekoms nie so lekker as wat jy dink nie. En hy moedig ons aan en hy sê vir ons, ons moet ingeplant wees in Christus. Dat hy nie maar net 'n deel van ons lewe is nie, dat hy die bron van ons lewe is. En wees versigtig wanneer ons hierdie stukkie lees, want hy sê nie dat iemand wat nie vrug dra nie word uitgegooi. Hy sê dat wanneer hulle nie inbly nie, dan word hulle uitgegooi. En die disippels het dit ervaar. Want een van hulle, nogal die een wat hulle die meeste vertrou het, want hy het die beursie gedra. Sy naam was Judas. Hy is weg. Hy het die besluit geneem om nie in te bly in Christus nie. En sy toekoms is verskriklik. So daar's 'n waarskuwing hier om te sê dat ons moet versigtig wees wat ons doen en ons moet 'n keuse maak om te bly in Christus. Dat ons deel is van hom, dat hy deel is van ons lewens. Dat wanneer ons ware disippels is van Jesus Christus, dan luister ons na sy woord, dan bly ons in hom, dan is ons naby aan hom. Daar's sulke armbandjies wat sê, what would Jesus do? En dit raak 'n klise. Maar die vraag is, as jy in 'n situasie is, en jy is verbind aan Christus, as Christus jou bron is, en jy weet dit wat jy besig is om te doen is verkeerd, dan sal die Gees jou oortuig daarvan en jy sal wegstap daarvan af. Maar ons het 'n keuse. God gee vir ons 'n keuse. Hy sê, julle moet inbly en dan partykeer dan ons wil nog steeds inbly, maar ons wil ook nog steeds doen wat ons wil. En ons kan nie. Ons moet 'n besluit neem dat ons deel van Christus sal wees, dat ons die vrug sal dra wat hy van elkeen van ons verwag. Vers 7 sê, as julle in my woorde bly en my woorde in julle, dan vra net wat julle wil en julle sal dit kry. Die eerste ding wat belangrik is hier is dat ons moet luister na die woord van God en doen wat hy vir ons sê. Wanneer ons getrou is aan die Bybel, wanneer ons getrou is aan dit wat hy vir ons sê, wanneer ons getrou is aan sy woorde, dan is dit 'n teken daarvan dat ons in Christus is en dat ons luister na wat hy vir ons sê. En die tweede ene hierso is dat beantwoorde gebede is 'n teken dat ons inbly in Christus. Jy hoef nie jou hand op te steek nie, maar wie van julle het onlangs beleef dat julle gebede beantwoord word? Dat God gebede beantwoord. Dit is 'n deel daarvan, dit is 'n teken daarvan dat ons in Christus bly. Wanneer ons bid en hy beantwoord ons gebede. As ons dit nie ervaar nie, dan beteken dit of ons bid verkeerd, of ons bid nie genoeg nie. En of ons bly nie in Christus nie. Maar onthou, jy moet nou net mooi verstaan dat
Christus beantwoord gebede op verskillende maniere, né? Partykeer is dit ja, partykeer is dit nee, partykeer is dit nie nou nie. Maar hy beantwoord ons gebede. En partykeer dan worstel ons en ons vra, Here, maar hoekom luister jy nie? Maar partykeer dan luister ons nie. Want hy beantwoord ons gebede, maar as jy verkeerd bid, as jy nie ingeplant is in Christus nie, hoekom moet God jou gebede verhoor? Jy kan nie bid vir die buurman se vrou nie, om haar te kry nie. Want God kan nie teen sy woord gaan nie. God kan nie doen wat hy verbied nie. En hy sê dat ons in 'n huwelik is tot die dood ons skei. En partykeer vat hy lank, maar ja. Maar ons moet verstaan dat God kan nie teen sy woord ingaan nie. Hy kan nie ingaan teen die reëls wat hy gemaak het nie. So jy kan nie bid vir God om iets te doen in jou lewe terwyl jy weet dit is teen sy wil nie. Dit is nie deel van sy woord nie. Jy kan dit nie doen nie. Maar wat ons wel kan doen is dat ons, wanneer ons in afhanklikheid is van hom, wanneer ons weet dat Christus ons bron is, dat ons hom kan vra vir enige iets en hy sal ons antwoord. Maar ons spandeer baie keer 'n bietjie min in God se woord en in gebed met hom, om te praat met God. Vers 9 sê, soos die Vader my liefhet, ek het julle lief ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Verstaan ons hoe groot God se liefde is vir Christus? Hoe groot dink julle is sy liefde vir sy seun? So groot? Bietjie groter? God se liefde, die Vader se liefde vir sy seun is enorm groot. Dit ken geen perke nie. Dit is hoe groot God se liefde vir sy seun is. En nou kom sê Jesus, ek het hierdie liefde van God my Vader ontvang en ek gee dit vir julle wat in my bly. Doen jouself 'n guns, nee, nou as jy nou uitgaan vanoggend, die eerste ou wat jy kry daar in Spar, nee, dan vra jy vir hom, dink jy God is lief vir jou? Maar dit moet 'n vreemdeling wees. Jy moet nie die persoon ken nie. As jy wil. As jy hierdie ekstroverte sê, ek kan nie wag dat die kerk klaar maak nie. Ons introverte sê in my lewe. Almal sal sê God is lief vir my. Almal. Baie mense hulle sal nie skroom om te sê, om te dink God is lief vir hulle. Maar die vraag is wat hulle vra is, so what? Wat ons moet verstaan is dat God se liefde is nie so klein nie. En dat ons baie keer na God toe moet gaan en vir hom sê, maar Here, vergewe my dat ek op 'n tyd in my lewe is dat ek gedink het dat U nie lief is vir my nie. Want Christus sê, as jy my disipel is en jy is in my, dieselfde liefde waarmee die Vader my liefhet, het ek julle lief. Dit is enorm. Daar's geen perke daaraan nie. Daar's niks wat jy kan doen om God se liefde vir jou minder te maak nie. Daar's niks wat jy kan doen om God se liefde vir jou meer te maak nie. Want hy het jou lief met alles wat in hom is. Christus het sy lewe vir ons gegee. Dit is hoe lief hy elkeen van ons het. En dat ons moet sê, Here, vergewe ons, nie net dat ons nie dink dat U lief is vir ons nie, maar ook om te dink dat U liefde klein is. Die liefde wat God vir ons het, is enorm groot. En dit word gewys deur dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dan sê hy vir ons, ons moet in sy liefde bly. Met ander woorde, dat Jesus kan op verskillende maniere uitgebeeld word. Hy kan gesê word, hy is kragtig, maar hy sê nie vir ons moet bly in sy krag nie. Hy is vergewend, maar hy sê nie ons moet bly in sy vergifnis nie. Hy sê ons moet bly in sy liefde, dat ons ander mense ook kan lief hê. En as hy vir ons sê, julle moet bly, dan beteken dit ons het 'n keuse om dit nie te doen. En dis eintlik vreemd, dat God vir ons sê, dat ek jou so lief het, maar jy het 'n keuse om dit te ignoreer.
Want as God sy liefde op ons forceer het, dan is dit nie regtig liefde nie. Maar God sê vir ons dat ons in sy liefde moet bly. As julle my opdragte moet uitvoer, in vers 10, sal julle in my liefde bly, dat ons sal doen dit wat Christus vir ons sê. As ons doen wat Christus vir ons sê, dra ons die vrug van die Gees. As ons luister na sy opdragte, dan dra ons die vrug van die Gees. Dit gaan nie oor ervarings nie. Mense kan sê, ja, maar ek het hierdie epiphany gehad en ek het hierdie belewenis gehad. Fantasties. Maar wys my die vrug in jou lewe. Wys my dat jy verander het. Wys my dat jou karakter verander het. Nie die belewenis nie. Want emosie en belewenis gaan verby. Maar die vrug van die Gees verander ons lewens. Ons tree anders op. Ons bewys liefde aan mense. Vergewe. Meer geduldig. Vriendelik. Dit is wat die bewys is dat ons kinders van God is. En dan in vers 11, dit sê ek vir julle sodat julle blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Die blydskap wat Christus het, dat hy die seun van God is, dat hy 'n geliefde van die Vader is, dat daai selfde blydskap in ons wil bly. Wie van julle het al baie keer gevoel dat jou Christendom jou moedeloos maak? Nee? Maak jou moedeloos. En dan dink ons aan die blydskap van Christus, dat sy blydskap in ons lewe volkome sal wees. En dan sê die woord van ons, dat Jesus Christus was 'n man wat hartseer en pyn geken het. Is dit die blydskap wat ons wil hê? Maar Jesus Christus is verbind aan die Vader en so moet ons verbind wees aan hom. En dan sê hy vir ons dat die blydskap wat hy het, die blydskap van God in ons lewe is die feit dat ons kan weet dat ons vergewe is, dat ons nuut gemaak is, dat ons kinders van God is, dat ons aan hom behoort, maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie. Dat ons in koneksie is met God en met alles wat hy vir ons wil gee. So, baie keer dan wonder ons, jy weet, of ons regtig waar kinders is van God, maar ons kan kyk na die vrug van die Gees in ons lewens. Of ons deel is van die koninkryk van die Here. En wanneer jy baie keer oor jou eie lewe kyk, dan moet jy vir jouself vra, dan sê jy, as jou Christendom jou die hele tyd laat sleg voel, dan doen jy dit verkeerd. Maar as jou Christendom jou nooit laat sleg voel, dan doen jy dit ook verkeerd. Want daar kom 'n tyd in ons lewe wat ons na God uitroep en sê, Here, maar hoekom gebeur hierdie goed? Waar is U? Ek het U nodig in ons lewe. Met ander woorde, daar's 'n plek waar ons sleg voel, waar daar slegte goed in ons lewe gebeur en ons roep uit na God toe. En hy antwoord ons waar ons is. En hy los ons nie daar nie. En hy tel ons op sodat ons meer vrug kan dra. En hy sny goed weg in ons lewe sodat ons meer vrug kan dra. Dat ons op 'n plek kom waar ons na die Here toe kan uitroep ten spyte van die slegte goed wat in ons lewe gebeur. Dat ons kan weet dat ons aan hom behoort. So terug na die begin, dat ons in hom sal bly. Dat daar 'n koneksie is tussen ons en Christus. En hoe doen jy dit? Hoe bou jy 'n koneksie met enigiemand? Jy praat met die persoon. Jy lees oor die persoon. Jy spandeer tyd saam met die persoon. Jy doen dinge saam met die persoon. Dit is hoe ons 'n koneksie bou met Christus. Ons lees sy woord, ons spandeer tyd in sy teenwoordigheid, ons praat met hom, ons skree baie keer van frustrasie. Ons doen dit wat hy vir ons sê. En dit is hoe ons Christus leer ken. Want die Christus wat jy vandag ken, is anders as die een wat jy 'n hele paar jaar terug ontmoet het.
Ons leer hom ken vir wie hy is. Christus wil nie maar net 'n byvoeging wees van jou lewe nie. Hy wil die bron wees van jou lewe. En ons moet die keuse maak om in hom te bly. Here ons God, ons dankie Here. Vir 'n woord wat ver oggend dalk bietjie kom sny in ons lewe en ons kom uitdaag. En vir ons kom vra Here dat is die vrug van die Gees in elkeen van ons lewens teenwoordig. Bly ons in U. Is U maar net 'n byvoeging tot ons lewe of is U die bron van ons lewe? Ek wil bid Here dat ons ook in hierdie tyd uitgedaag sal word om ons verhouding met U te kan ondersoek. Om te kan weet dat die liefde wat God die Vader vir die Seun het, is dieselfde liefde wat die Seun vir elkeen van ons het. En dat ons ook sal weet Here dat U wil sien dat die vrug van die Gees in ons lewe teenwoordig is. Ons bid Here ook vir hierdie gemeente en ons bid ook vir hulle wat siek is Here dat U deur hulle ook sal deur die genade ook met hulle elkeen van hulle sal wees en dat hulle ook U teenwoordigheid sal ervaar. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.